Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en ons finansiële kenner Thys van Sail staan slaggereed met sy weeklikse wins of verlies verslag. Thys. Wel, dit is wat dit is, wins of verlies. Ek dink ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk, maar 'n bietjie meer verliese as winste. So net so vinnig opsommend, jy weet, op die begrotingsrede. As ons gaan kyk net so hier op my notas, ons gaan 'n bietjie taxhoogtepunte kyk, ons gaan 'n bietjie kyk na belasting, wat so petrolverhogings, ons gaan kyk bietjie na social grants, bietjie selfs SABC, so 'n bietjie Transnet, SAA, geen inkomsteverhogings, geen winsbelastingverhogings, geen beroepverhogings, bietjie Ramaphosa, bietjie SARS beleggings, Godongwana, 35 biljoen tekort. Glo meer, ons moet meer vorder vir SARS, 1/3 van mense die werk nie. Ons wil omtrent 7.45 miljoen se belastingbetalers, 7,12 belastingbetalers vir hierdie jaar. That's it. Dan does it. Nothing major, nothing much. It's chilled. Yeah. It's a chilled day on Vincent Verlies. It's just good stuff. Is ons nie veronderstel om ons kykers te laat beter voel? Voel jy nie beter nie? En jy was die begroting met julle bespreek binne 30 sekondes. Okay, so that's done and dusted. Dankie. Niks om oor te worry in Suid-Afrika. Nee, op 'n ernstige noot. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Alright, so as ons 'n bietjie net gaan kyk hier agter is die hoogtepunte van waarna ons kan kyk 'n klein bietjie. So daar was 'n baie berigte wat dan natuurlik weer die rondes gedoen het. Ek dink die meeste van die mense het al wel daarna gaan kyk, maar daar's nie vreeslike baie verrassings wat uitgekom het van ronde 1 en 2 en nou éventueel nommer 3 nie. So weer eens as ons 'n bietjie daarna gaan kyk, jy weet, wat is aangepas en wat was nie aangepas nie. Gelukkig die voordeel wat ons daai uit gaan trek, die wins in hierdie geval sal nou basies jy weet wees ja, daar is nie inkomsteverhogings nie, so yes, ek dink ja, daar is 'n baie groot verligting vir ons almal, so ons gaan nie meer moet uithaal as gevolg van belasting op inkomstebelasting nie. Winsbelasting is daar ook nie baie verskille of aangemaak nie, en ek dink ja, dit is ook voordelig vir die meeste van die Suid-Afrikaners daar buite. Boedelbelasting is bly ook nog onveranderd, maar weer eens, ons sit met 'n scenario waar ons 'n probleem het waar ons nie genoegsame kapitaal in nie. So die grafiek wat ek nou gaan agter vir julle gaan wys, gaan basies wys vir wat is ons tekortkominge en natuurlik en dat ons onder druk is, jy weet, met die algemene GDP en skuld teenoor ons GDP en waar ons moet gaan geld haal om basies jy weet daai belasting te gaan opmaak. Die grootste probleem wat Suid-Afrikaners het is ons maak nie nuwe belastingbetalers nie. En ek dink dat dit is waar ons grootste tekortkoming kom. So weer eens as ons bietjie hier na hierdie grafiek gaan kyk, dan sal ons sien wat Suid-Afrika nodig het vir 2024, 2025, 26, 2026, 27 tot en met 2028. So met ander woorde, die probleem wat ons het is die verliese wat ons het van die deficit. So daar hierdie jaar sit ons met 'n -5, hulle afwerk na wat so minus 4.6 na minus 3.8 dan minus 3.5. So die prentjie lyk positief oor die algeheel om te sê ja, ons is nou in die moeilikheid, dit word beter, dit word beter, dit word beter. Maar hierdie prentjie en grafiek het ons al soveel kere al voorheen gesien. Okay, en weer eens as ons gaan kyk, ons skuldmarge teenoor ons GDP, hy gaan nie eenvoudig nader aan die 75% merk wat ons nou al 2-3 jaar terug van beloof was dat dit wel so sou gebeur het nie. Dit word inteendeel as gevolg van die deficit wat nie minder word hy meer. Nou ewe skielik gaan ons na 77 toe en afwerkend terug na 2027, 2028 is ons eers weer terug waar ons basies is in 2024, 2025. So daai is not good news, people. So die grootste probleem weer eens wat Suid-Afrika het, is dat ons moet meer belastingbetalers genereer. Ons kan nie laat 1/3 van 'n Suid-Afrikaner daar buite werkloos wees nie. Dit gaan net eenvoudig nie hierdie model komplementeer nie. So as ons dan weer eens gaan kyk, Suid-Afrika se GDP of die GDP, binnelandse bruto produk, afgegradeer van ongeveer waar ons gedink het ons gaan by 1,8% uitkom na 0,6%. Nou gaan beweeg ons weer eens as gevolg van 'n positiewe uitkyk in die begin van die jaar, begin ons klaar terugwerkend werk as gevolg van begrotingsrede 1, begrotingsrede 2, begrotingsrede 3. So ons is amper in die helfte van die jaar en nou het ons eers besluit ja, maar hoe gaan ons begroting lyk vir die volgende jaar? 2, 3. En die probleem wat ons het is weer eens, as ons kyk, volgende jaar projekteer om teen 1.4, 1.6, 1.8. So weer eens, hulle projekteer ons 4-5 jaar vooruit, voordat ons eers weer gaan uitkom waar ons sou gewees het in hierdie finansiële jaar. So daai probleem wat Suid-Afrika het op hierdie stadium is, waar gaan ons daai
ekstra belasting vandaan kry. So ek is definitief komplimenterend dat hulle 'n bietjie meer in SARS gaan investeer. Natuurlik, jy weet, in die tegnologie ook van SARS, en Gondwana het gesê hulle behoort dan ongeveer so wat 30 biljoen ekstra te kan jy weet, as gevolg van, kom ons sê maar, belastingontduikers, julle stouters al buite wat die belasting betaal nie, SARS kom vir julle, en natuurlik as ons dan ook gaan kyk byvoorbeeld na die ander goedjies wat ons sakke raak, is natuurlik belastingverhogings waar hulle moet gaan uitmaak, is natuurlik by fuel taxes, belasting op petrol. Okay. So daar's ongeveer 16 tot 15 sent per liter gaan verhoog, maar weer eens as ons daarna gaan kyk, die opbreek van algemene belasting. En dit is baie interessant. So as ons kyk, die general fuel levy is R3.85. Dan het ons die road accident levy van R2.18. Okay. Dan het ons 'n klein bietjie carbon tax en so aan wat 'n rol speel wat in die sente is. Okay. So daai is nie eers in die rande nie, daai is ook in die sente. Okay. En dan die totaal is dan ongeveer so R6.18 en natuurlik by die pompe is dit in die omgewing van 22 na R20, jy weet, hang af maar waar dit sal wees. So die taxes a percentage of van die prys is ongeveer 30% tot 27% is wat jy eintlik betaal op belasting. Elke keer is wat jy gaan stop by die pomp. So elke keer as jy 'n pompie gaan vat, dan moet jy maar weet, 30% daarvan fiskus toe. Okay, so dis maar eenvoudig. Die probleem wat ons daarso het, is dit gaan weer eens druk sit op my en jou. En dit sit weer druk op inflasie. Wat het ons onlangs onder beheer gekry in Suid-Afrika? Inflasie. Okay. Inflasie onder beheer beteken rentekoerse sal afwaarts aangepas word. Nou as jy inflasie weer gaan opstoot, en natuurlik jy weet lewenskoste opstoot, wat gaan weer eens op? Rentekoerse. Alright, so met ander woorde, dit is nie 'n ding wat ons in die regte rigting instuur nie. Okay. Dan kry jy byvoorbeeld wat staan goeder so social grants. Okay. Kom ons kyk gou na die social grants wat staan basies aangepas gaan word. Jy het 'n aanpassing van ongeveer, jy weet, inflasie plus 1, inflasie plus 2. As ons inflasie hier by 4,5% is, dan basies jy weet as hulle verhogings, kom ons rond dit af na ongeveer so wat 6%. Old age tipe van grants, war veterans, disability, foster care, care dependency, child support. Hierdie mense kan nie sonder hierdie inkomste nie. Alright. So mense kan nie negatief wees teenoor 'n social grant nie. Ja, koste die regering 'n klomp geld, definitief. Maar die mense daar buite, weer eens met 'n werkloosheidssyfer van 1/3 Suid-Afrikaners, hierdie is nie iets wat ons kan opvroune pan nie. So, hier is wat belangrik is. Nou die belangrikheid daarvan is, ja, gelukkig was daar ten minste 6% verhoging vir hulle ook ingebring, met 'n uitkyk van inflasie wat basies weet, by 6% moontlik kan uitkom weer teen die einde van die jaar as dinge gaan soos wat dit gaan. So dankie vir daai, minister Gondwana. Ek dink jy die social grants, well done. Okay. So, maar goed is wat ons kwaad maak, jy weet op die einde van die dag. Jy het 'n algemene begroting wat voorgelê is. Hy balanseer nie. Okay, so die laaste begroting wat gebalanseer het, jy weet, was dalk 10 jaar, 15 jaar terug gewees, die laaste 5 ten minste begrotings balanseer nie. So as iets nie balanseer nie, vir 5 jaar in 'n ry, moet jy nou maar vraggies op een of ander gegewe tyd sê, wat hier is nou 'n probleem. Okay, maar weer eens, dan kry jy gerugte en berigte, soos byvoorbeeld weer eens, SABC, Transnet, SAA, jy weet, allerlei dinge wat 'n negatiewe impak het, en dan praat ons nie van miljoene nie mense, ons praat van biljoene. So, as jy daai geld wat jy uitbuil op die laaste jaar 2, 3, terugwerkend gevat het, so jy so naby aan 30 biljoen gekom het wat ons kort. So eenvoudig so dit. So as iets nie werk nie, wat doen jy in die privaat sektor? You're fired. Get out of here. You're fired. So, dit is dit. Alright, so, lekker nuus, goeie nuus, en natuurlik maar, hoe voel julle oor die algemene begroting, en natuurlik, jy weet, laat dit so laat is hierdie tyd van die jaar. You were talking about the tax dodgers that are going to be caught now by SARS. I think also, people are not just dodging taxes. People are boycotting paying taxes because the services are not being delivered. So people that are a part of the tax paying baseline are going, you know what, I don't have power, I don't have water, nothing works, there's no public transport that's reliable, I'm not going to pay my taxes, and what are they going to do about it? Obviously, they're going to come and find you, but there are people that could be paying tax that are simply refusing to do so because the service delivery is shocking. Yeah, I think
Thys, wat vir my interessant is, het ons nie hierdie verskriklike armdruk gehad oor BTW en toe het minister Gordhan Ngwana besluit, maar goed, kom ons neem dit uiteindelik weg, maar ons gaan dit opmaak met petrol. Hulle slaan ons as dit ware op 'n erger plek as wat BTW was. Ek maak nie 'n punt van BTW nie, ek sê nie om die petrolprys nou weer op te stoot al die ander pryse op. Maar as jy al so gewoond aan 'n petrolprysverhoging van 16 sent op 'n slag, 10 sent, 20 sent, 25 sent. So ek dink ja, daai is wat half die punch uithaal om net te antwoord. Verstaan? So what is close to home? Verstaan? Want dit is nie ding wat algemeen verander word nie. 'n Petrolprysverhoging is maar net om te sê Suid-Afrikaner is maar net ag, yes, weet jy. Nog een. Ja, nog een. Verstaan? So ek kan nie wag om my tank te gaan volmaak nie, maar ek redeneer nou weer so ek hou nou weer meer van 'n kwaliteit petrol, so as ek dierder vir hom betaal, dan gaan hy my mos langer hou. Ek weet so. Ek sê ou wat die volgende dag gaan hom gooi. Yes, wel. Goedkoop koop is duur koop. Ek sê daai vir jou verduidelik hoor. Maar ja, Ek dink net die miljarde waarna jy verwys het, maak 'n mens nogal regtig bekommerd. En ek dink die feit om jou vraag te beantwoord, die feit dat dit so laat bekend gemaak is, dit skep onnodige onsekerheid. ja, dink ek, in en die dit is nie lang lekker nie. termyn. En ek bedoel en gisteraand het ook nie veel gehelp daarvoor nie. Maar weer eens ek's 'n absolute koninkryksman en ek dink daai ouens wat gisteraand daar was, jy word nie op aarde gesit om majors te wen en die rykste ou op die aarde te wees nie. So dankie vir die ambassadeurs wat gisteraand daarso was. Okay, ek dink jy kom iets positiefs daarvan. Baie dankie Thys. Dit is dan nou die stand van geldsaake. Onthou, jy kan op Goeiemôre Good Morning ook adverteer. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Ons praat die hele tyd oor gaan volg ons op sosiale media. Daar's twee mense wat nou opkom wat ook sosiale media goed ken, Janie en Wayne.